gehad, Here Jesus. So Here Jesus, maak nie saak wat nie, Here Jesus, vanoggend is U hier, Here Jesus. Vanoggend is U hier om elkeen van ons se lewe te verander. Vanoggend is U hier om iets te kom doen, Here Jesus, 'n wonderwerk in iemand se lewe te kom doen, Here. Vanoggend is U hier in die teenwoordigheid, in die heerlikheid, in die heiligheid, Here Jesus, om net vir ons te kom sê, ons gaan okay wees, ons is, Here, U het ons lief. U sien ons raak. U gaan ons nie ons handpluk gaan nie, Here, U sal nie ons los nie, Here Jesus, want U is te lief vir ons, Here Jesus. So Here Jesus, vanoggend bid ek net en ek vra, Here Jesus, kom lei ons vanoggend, Here Jesus. Ek gee die diens in die hand oor vanoggend, Here, en ek vra, Here, dat U nou sal kom leiding neem, Here Jesus, soos net U kan, Here. Heilige Gees, U is welkom in hierdie plek vanoggend. Heilige Gees, kom doen die werk vanoggend, Jesus. Here, gebruik my as die instrument vanoggend in die hand, Here Jesus, om net te kom doen wat U wil is, Here Jesus. Ek eer U daarvoor, ek loof U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Ek glo vanoggend God het gespreek met jou. En my tema van my boodskap is God wil jou ontmoet. So, as jy vanoggend oopmaak, jou hart oopmaak, gaan God jou ontmoet vanoggend. Gaan God vanoggend iets in jou lewe kom verander. Jy kan net vanoggend sit back and relax, soos hulle sal sê, en enjoy wat God vanoggend in jou lewe kom doen. Amen. So ek gaan begin met iemand wat die Here ontmoet het in die Bybel en nogal heel gepas met wat ek begin het amper aan die slaap geraak het. Dit was Jakob wat geslaap het. Okay? So Jakob het geslaap en God het hom ontmoet. En hulle het 'n worsteling gehad en alles. En ek wil dit gou vir jou lees in Genesis 32. As ons nou na Genesis 32 gaan kyk, dan sê dit die volgende vanaf vers 22. En hy het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vroue en sy 2 slagvinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van Jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man wat in hoofletters geskryf is, het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het en die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En hy vra vir hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarom vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy Peniel verby was, en hy was mank en aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupseening, wat aan die heupsbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob die heupbeen aan die heupseening geslaan het. So, Jakob het 'n ontmoeting met God gehad in sy slaap. En vanoggend wil ek vir jou sê, God kan jou op enige plek ontmoet. Maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of jy slaap of jy wakker is. As God 'n plan het en jou wil ontmoet, sal hy jou ontmoet. En ek en jy moet ons harte oopmaak om 'n ontmoeting met God te hê. Ons is almal geneig om te sê, ek wil ook 'n ontmoeting met God hê. Kyk hoe daai ou, weet jy wat, God wil dit vir jou doen. Maar jy moet bereid wees om 'n afspraak te maak. Nou, ek wil jou eintlik uitdaag om hierdie week ietsie te gaan doen. En ek weet nie hoe ek dink nou net skielik daarin. Ek wil nou hê met hierdie week, wie van julle hou van koffie drink? Kan ek nou hande sien, wie hou van koffie drink? Kyk, wie hou van tee drink? Okay, julle het tuis tee. Wie hou van koeldrank drink? Okay, so jy het nou 'n paar goed, nou, so jy het opsies. En as jy nou reg nie, staan jy met wat van water. Ag nee, dat is wel okay, maar jy het nou 'n paar goeders waarmee jy kan nou, jy het opsies, jy het koffie, tees,
amper sê, koeldrank en jy het water, okay, so, moenie vir my sê, jy kan niks doen, daar is een van daai 4 goed het jy, okay, dan gaan maak jy vir jou 'n koppie koffie of tee of 'n glas water of 'n glas koeldrank, en jy gooi vir God ook eet. Hoor julle my? En dan gaan sit jy nou iewers, waar dit rustig is, en dan praat jy met God, asof hy by jou is. En dan jy afspraak met hom. En dan kan hy jou kom ontmoet. Maar nou moet jy net onthou, as jy nou die ontmoeting nou doen, moet jy nou nie so besig wees om dat jy vergeet om te praat nie, en vergeet om jou oor oop te maak om te luister nie. Okay. Want dis eintlik wat ek hoekom ek volgende vir jou sê, en ek so sê, dit het nou heeltemal, dit was glad nie deel van wat ek wou doen volgende, of sê nie. Maar ek moet jou net sê, God wil jou ontmoet. Jy en ek moet net bereid wees om ontmoet te word deur God. Ek en jy moet bereid wees om tyd uit te koop, sodat God jou kan ontmoet. Ek en Pastor Dave praat van hoe besig die jaar is, en ons kan nie glo, dis al amper Paasnaweek, en die jaar is al amper half, 3/4 of 'n kwart weg, en wat het jy al gedoen? Wat kan jy wys vir die jaar wat verby is? Kan jy al gaan dink wat het jy alles gedoen? Nee, die tyd het net gevlieg, en ons is nou in amper einde Maart, en dan hou ons Paasfees, en na Paasfees is Kersfees, net so by the way, en dit gaan net as 'n Kersfees, okay? En dan wat? Maak tyd vir God. So wanneer jy weer stilte tyd het, dan gaan maak jy vir jou tyd, deur vir God 'n koppie koffie te maak. En jy, miskien kom drink hom saam met jou, wie weet. Miskien kom sit hy net daar, en jy ervaar hom so in jou teenwoordigheid, en weet jy wat, daar is vir my niks so lekker om God te ervaar nie. Ek het eendag, ek moet julle nou 'n storie vertel. Een dag, lang gelede, toe was ek by die kerk gewees, nie hierdie kerk nie, die vorige gemeente waar ek was. En ek was dood. En ek het op die stage van die kerk gaan bid. Maar ek het aan die slaap geraak, letterlik, op die stage. En ek weet nie vir hoe lang het ek aan die slaap geraak nie. Maar dit was ook so kalm, rustige atmosfeer, en ek het net God ervaar. En die next moment is ek nou weg en ek slaap, en ek word wakker van iemand wat hier by my staan. Maar ek meen, jy skrik jou nogal oor 'n mik. En next moment staan iemand hier by jou, en die persoon sê vir my, ek kan nie eens onthou presies sy woorde nie, maar hy vra vir my, wat se kerk is ons, en wat doen ons hier, en alles, en ek is so half, weet waar, wat, hoe, en ek begin praat, en gaan aan, en die next moment stap hy uit. Hy sê, baie dankie, en daar gaan hy. En ek het hom nie weer gesien. Ek het hom by die deur uitsien, ek het nie 'n kaarsie uitroei nie, ek het niks nie. Ek weet nie, ek glo dit was 'n engel of iets wat God gestuur het, om net vir my te kom sê, jy gaan okay wees. En dis wat ons baie keer nodig het. Jy wil hoor jy gaan okay wees. So vanoggend praat ons nou van Jakob wat ontmoeting met God gehad het, maar ek wil vir julle 'n bietjie ander mense ook vertel wat ontmoeting met God gehad het. En die volgende persoon is Moses. Nou, ek gaan nie die hele storie lees nie, jy kan hom gaan lees, dis jou huiswerk, is Exodus 3, okay? Exodus 3 vertel van waar God 'n ontmoeting met Moses gehad het, om vir Moses te vertel, jy moet jou sokkies optrek, en jy moet jou volk uit die land uit Egipte uitgehaal, want ek wil hulle nie meer daar nie, ek is moeg om te sien hoe hulle swaar kry, so ek wil hulle uitvat na die beloofde land toe, wil hulle iets beters gee. En Moses, soos julle ken, het by die brandende bos gekom, die vuurtjie het gebrand, maar niks het gebeur met die bos nie, want God se heerlikheid was daar. En terwyl hy daar staan, sê God vir hom, trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan, is heilige grond.
En weet jy wat, as ek en jy in God se teenwoordigheid kom, is dit heilige grond. Wanneer ek en jy by God kom, is dit heilig. En ek en jy moet enigiets in ons vermoë doen om daai heiligheid te behou. En Moses was, ek dink Moses was so stom geslaan dat hy nog minder as kon praat as wat hy gepraat het voordat hy, en hy het nog gehakkel ook soos julle nou weet, hy het 'n probleem gehad, so hy het 'n bietjie gesukkel. En terwyl hy sukkel om te praat, nou sê hy vir hom, okay Here, nou wie gaan ek na die volk toe gaan om te sê, is op pad, stuur my, en hy sê, ek is, stuur. En jy kan dit nog gelees in Exodus 3. En ek wil vir jou sê, die ek is hier vanoggend. Ek is hier om vanoggend met jou 'n ontmoeting te hê. Ek is hier om jou lewe te verander vir iets beters. Want God is 'n God van liefde. God is 'n God van omgee. Maar jy moet dit glo. Jy moet glo dat die ek is vanoggend hier teenwoordig is in Grace en Familiekerk en jou lewe wil verander. Ons is so hardkoppig en ek's ingesluit in dit. Ons is so hardkoppig dat ons nie actually besef hoe lief God ons regtig het nie, en dat hy bereid is om enige iets vir jou en vir my te doen, om ons in dieselfde situasie te hê as Moses, waar hy kan sê, die ek is, het my gestuur om vir iemand iets te gaan sê. Sal dit nie amazing wees, as jy kan kom op 'n plek in jou lewe, waar jy kan sê, die ek is, wat God is, het my gestuur om vir jou 'n boodskap te bring. Nou op hierdie stadium sê ek vir jou, die ek is sê, hou op hardkoppig wees. Jy's nie so oulik nie. En hou op om jouself jammer te kry. God het jou 'n opdrag gegee. God het 'n plan met jou lewe. En ek en jy, wat kinders van God is, moet in hierdie tyd, wat dit nou is ek en jy veronderstel om ons ore oop te hou, sodat as ek is praat, moet ek en jy luister. Ek kry vanoggend 'n boodskap van iemand af, een van my familie. En nou ek kan nie uitkom of dit 'n ou boodskap is wat nou binne die boodskap sê forwarded many times, okay? Maar ek besef net in daai oomblik, ek en jy wat hier sit, is vanoggend so bevoorreg om kinders van God te wees en na 'n kerk toe te kan kom, waar ons die Here kan kom aanbid. Daar's mense daar buite wat veg vir hulle lewe op hierdie stadium. In Indië en reg oor die wêreld wat vermoor word en vervolg word omdat hulle Jesus ken. Kerke word vernietig. So ek en jy het 'n voorreg om vanoggend kerk toe te kom. Ek glo maar, jy is veilig hierso. Daar gaan niks gebeur met jou nie. And yet, we still don't believe God exists. Ons glo nie God is daar vir ons. Terwyl God hier is. Terwyl God 'n afspraak het met jou. Imagine. Stel jouself voor, jy stap vandag by hierdie kerk uit. En daar is 'n bos wat brand. En hy brand nie uit nie. Because God is in there. God wants to send you somewhere. God wil jou gebruik iewers. En maak nie saak nie tannie Martie, moet nou net vir my sê my ekste outie. Andries, moet ook nie vir my vertel, ek wil niks hoor nie. Hy is hier, hy wil jou nog steeds gebruik. Jy moet net bereid wees om gebruik te word.
Wanneer ek en jy bereid is om deur God gebruik te word, kan hy ons stuur. Dan sal dit maak nie saak of jy gaan hakkel en stotter en die woorde sal reg uitkom. En as hy moet, sal hy nog vir jou iemand stuur om saam met jou te gaan. Maar jy moet net die eerste stap van bereidwilligheid hê om iets te gaan doen vir God. So elke plek waar ek en jy elke dag van ons lewe is 'n opportunity. Ons kan iemand se lewe verander deur ons optrede. Deur 'n glimlag. Deur vriendelik te wees. Deur liefdevol te wees. Deur soms simpatie of empatie met iemand te hê. Om toe te laat dat God jou kan gebruik. God is hier vanoggend. Julle ken die storie van die wolkkolom en die vuurkolom wat God gebruik het. Die wolkkolom het hy deur die dag gestuur om die volk te beskerm teen die son en die aand het hy vir hulle is 'n vuurkolom gestuur om die pad aan te wys waar hulle moet trek. Nou vanoggend ervaar ek dat God so 'n vuurkolom, wolkkolom ding om ons trek as kinders van God. Maar jy moet onder daai kolom, vuurkolom en wolkkolom wees vir sy beskerming. So dit beteken, maak oop jou ore, maak oop jou oë, luister na wat God sê. Moses het elke keer 'n ontmoeting met God gehad. Die volk was jaloers op hom, omdat hy met God gepraat het. En as jy kan onthou het hulle op 'n stadium, want volgens hulle het hy te lank daarbo gebly, het hulle nou 'n goue kalfie gemaak. Moenie vir jou 'n goue kalfie maak op aarde nie. Moenie van iets of iemand 'n afgod maak nie. God alleen is waardig daarvan. Ja, ek praat vandag lekker. God het met Moses op die berg Horeb 'n ontmoeting gehad. Hy het vir hom die 10 gebooie gegee. Partykeer het hy in die tent van ontmoeting gekom by God. Of het God ontmoet. En dit was net so teenwoordig en so presence van God daar. En ek hunker na wat die woord van God sê oor daai ontmoeting. Want ek dink dit was amazing geweest. God het 'n afspraak met jou vandag. As jy vanoggend aan daai nagmaaltafel kom sit, het God 'n afspraak met jou. Vir jou, jou familie, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders. En as jy dalk agterkleinkinders het, sommer vir hulle ook. Maar vanoggend is God hier. En as jy dit glo, sal jy vanoggend ontmoet. Sal jy ook vanoggend beleef. Jou kinders wat siek is, God is hier vir hulle vanoggend. Jy moet glo dit. Jy moet te werk soek. Glo dat God 'n afspraak met jou het vanoggend by daai tafel. En dat God die deur vir jou gaan oopmaak. Julle babatjie wat in die hospitaal lê. God, gaan sit vanoggend daar en
en dra hom op aan God. En God gaan dit vir julle teruggee. Beter, gesonder, as julle ooit kan dink. Because God wants to change lives. Ons almal soek 'n wonderwerk, ons almal soek iets om te gebeur. But what do we do? Wat doen jy vir God vanoggend? Hoor jy as God vanoggend praat? Ons is te doof. Ons luister nie. Partykeer moet ons onsself op onsself bejammer en opstaan. God het 'n ontmoeting met, of Jesus eintlik. Ons lees daarvan in Lukas 24. Lukas 24 vers 13 tot 35 sê, en ek wil hierdie stukkie ook vir julle lees, want dit was my so amazing toe ek het gelees het, oor Emmausgangers. Nou God het, of Jesus loop saam met hulle. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. Dit is nou toe nadat Jesus opgestaan het, het hulle almal nou, die hele dorp was in rep en roer en het gepraat daaroor basies. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag vanaf die plaas gevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, 'n onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete en vir hulle alles uitgelê en al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Daarom kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oog geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem toe en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het hom aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en toe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Nou, baie interessant, hierdie manne loop saam met Jesus en hulle herken hom nie. En met my deel gaan dit op party daarso. Ons is so doof, so blind, so ek weet nie meer wat om nog te sê nie, maar jy hoor net nie en jy sien net nie dat God actually met jou praat nie. Nou imagine,
hierdie mense stap saam met Jesus. Hulle praat land en sand oor hom, wat reg by hulle staan, maar hulle is te blind om raak te sien dat dit hy is. So ek en jy loop op dat jy so met klappies op ons oor, ons sien nie raak dat God by ons is nie. Hoeveel keer in jou lewe het jy al 'n situasie gehad waar jy amper die emmer geskop het en ons God by jou en dan red hy jou uit die omstandighede. Gister het ek Middelburg toe gery, gisteroggend vroeg is ons Middelburg toe om rugby te gaan. En as die rugby gekyk, daar gekyk, op pad terug. En op 'n pad, stadium op die pad, reën dit so. My arme karretjie maak so oor die pad, ek klou vir lewe en dood in die kar. En so die reën en dit val, jy kan skaars voor jou sien, dit is soos ek het lanklaas in sulke reën gery. En ek raak op 'n stadium so half angstig, want ek hou nie van reën nie, ek hou nie daarvan om reën te ry nie. En op 'n stadium sê ek net, Here, maak my kalm en dat ek kop hou, sodat ek nie iets onverskillig sal aanvang, sodat iets met ons gebeur. En ek begin ervaar hoe God se kalmte oor my kom, maar ek moet nie maar klou vir lewe en dood aan stuur. Want die pad is verskriklik net, so hy gooi jou kar en alles, en ons ry so eentjie, die next moment skyn die son, en die reën het opgehou, en ek is soos, okay, dis lekker, ek het nou net so pas, vir hoe lang, en die stuurwiel vastgeklou, sodat ons nie iets oorkom nie, maar okay, is reg. En ek besef in daai oomblik, dat God net so iets kan verander. Of jy nou in die storm is, ek kon nou net daar gaan stop het, in die storm, en 'n groot lorry kon my van die pad af kom ry het, en ons my hele familie uitgewis, of ek het deurgedruk, tot aan die ander kant van die storm, en die son sien skyn. So weet jy wat, miskien is jy nou in die storm, dit gaan nie vir altyd storm nie. Aan die ander kant is die son. Aan die ander kant is God. So jy kan vanoggend die storm ervaar, en hysteries raak, of jy kan vanoggend sê, Here, U vat beheer. U vat beheer van my storm, U vat beheer van my situasie, en U verander dit. Want God sal dit doen, if you believe in Him. So die storm kan net so lank aan, dan moet die son weer skyn. En as jy vanoggend dit kan vat, dan maak nie saak waar jy nou in jou storm is nie, maak nie saak waar jy en hoe jy nou voel nie. God gaan jou deurdra. God gaan jou aan die ander kant bring, en jy gaan verbaas wees oor wat God gedoen het. Amen. Dan wil ek afsluit met hierdie stukkie. 1 Konings 18. Nou, Elia het vir die koning gaan vertel, dit gaan droogte wees. En het nou lekker nie gereën nie, vir 3 jaar en 'n half jaar nie. En toe sê God nou, ek moet nou maar weer reën kom. Maar die ouens het nou, al die profete is doodgemaak. En Elia was eintlik die enigste profeet wat oor is. Wie daar wel was as die Baal-profete. En as jy nou die storie gaan lees, dan het Elia toe nou vir hulle opsie gegee, okay,
Kom ons gaan bid en ons roep. Julle roep na julle God en ek roep na my God. En dan kyk ons wie antwoord. En die Baalse profete het vir hulle 'n altaartjie gebou en hulle het hulle bul op die altaar gesit en hy het gebid en gebid en gebid, nog 'n bietjie gebid en 'n bietjie geroep en mekaar begin sny en geskree en gegil en tantrums gegooi soos wat net mense kan wat hulle sin kry nie en geroep en gegil. En dan is daar Elia wat nou hier aan die kant staan en alles bekyk en hy dis nou my ek het nou so klein bietjie my weergawe, okay? En hier aan die kant klein staan en vir hulle kyk en sê roep 'n bietjie harder, dalk slaap hy. En dan gebeur daar nog steeds niks nie. En hy sê miskien is hy op die teetyd. Miskien rus hy bietjie. Jy moes so bang. Hy moes nou so fantasties. En nou het hy sê vir kom julle ou slaap. Hy's nie hier nie. Kom ons probeer. En Elia gaan en hy bou 'n altaar. Hy sit sy bul op. Hy gooi water, maak 'n sloot om die ding op nog. Hy gooi 12 kanne water op. Nou ja, enige ou wat logies is, dit gaan nie werk nie, 4 water, En hy sê, Here, die lewendige God, kom af en wys vir wie's baas. En God ag op. En God vat al die water weg. En hy verteer die bom. Alles in God's presence. Because He is the King of Kings. So, maak nie saak, weer eens, maak nie saak hoe jou storm lyk nie, maak nie saak hoeveel water daar is nie, verdrink jy al, Sjoe, God kan jou red. Hou vas. God kan jou red. God sal jou red. Want jy is 'n kind. Hy sal jou nie los nie. So jy het 'n keuse vanoggend. Jy kan aanhou om Baal te aanbid en jy kan aanhou besig wees met allerlei ander goedertjies. En ek lê die klem op goedertjies en dingetjies, of jy kan begin besig raak met God. Jy kan in sy teenwoordigheid kom, jy kan sy aangesig begin soek en jy kan sien hoe God dinge vir jou verander. Weet jy wat vir my hart seer? Dat wanneer God vir jou 'n oorwinning gee, wanneer God vir jou 'n deurbraak gee, wanneer sal ons nie daaroor praat nie? Wanneer God al hierdie dinge en amazing goed doen, dan vergeet ons baie keer van God. Wanneer dit goed gaan, skuif ons God een kant. Wanneer dit sleg gaan en swaar gaan, boy, dan bid ons, dan smeek ons, dan glo ons. God is 'n God van wonders. God doen soveel goed. En ons sien dit nie raak nie. Ons mis dit. So ek wil net vanoggend vir sê, hou op om mis te kyk wat God vir jou elke dag doen. En begin raak sien wat God actually elke dag vir jou doen. En hoe hy jou deur die dag dra, en hoe hy jou lei, en hoe hy jou beskerm, en hoe hy jou bewaak. En begin vir hom dankie sê vir dit.
Dis nie per ongeluk of per toeval. Hy het nog 'n plan met jou. Dis hoekom jy daar is. Dis hoekom daar's 'n liedjie wat ons ook sing. If I'm not dead, God's not done. Presies dit. If you're not dead, God's not done. Okay? Jy gaan dit nog baie van my af hoor. God het 'n afspraak met jou vanoggend. By hierdie tafel. En ek gaan vanoggend dit anders te doen as normaal. Ek gaan na die kleintjies van buite af gaan vanoggend inkom. Want vanoggend gaan ek en my vrou jou as 'n familie bedien. So wat gaan gebeur is, ek gaan familie vir familie basis laat vorentoe kom. En as jy nou nie familie vanoggend het nie, jy het familie, want in Jesus Christus het jy familie. Dan kan jy saam met iemand wat een van die ander kan jy vorentoe kom. Maar vanoggend kom jy en jy sê, Here, hier is ek. Ontmoet met my vanoggend. Here, wat is die plan vir my verder? Wat is die plan vir my familie, my kinders? Wat is die plan vir my eie lewe? Here, kom net vanoggend en ontmoet my. So eintlik wat ek vanoggend gaan doen is, ek gaan vir jou geleentheid skep om God te ontmoet. So as jy met jou familie vorentoe kom, en ek wou dit van doen, jy's as familie, want familie moet mekaar ondersteun. Familie moet mekaar eintlik dra. Familie moet mekaar oprig en nie aftrek. En as jy vanoggend net tyd wil hê om God te beleef, is jy op die regte plek. So, eerstens, as jy kwaad is vir jou man, skuif dit een kant toe. As jy kwaad is vir jou vrou, skuif dit gou 'n bietjie een kant toe. As jy kwaad is vir my, sorry né, skuif dit een kant toe. As jy kwaad is vir jou kinders, skuif dit een kant toe. Want nou, die volgende paar minute wat ons hier is dit oor God en God alleen. Nie vir wie jy kwaad is nie. So ek vra jou, asseblief, moenie voorkom staan en sê, Here, my man het nie ore nie, maak sy ore oop. Los dit vir God. Here, my vrou luister nie as ek praat nie. Sy praat te veel. Los dit. Here, my kinders, ek wil dit mooi. Ja. Here, vanoggend kom ek en ek vergeet van alles en almal. Vanoggend is ek hier vir U. Kom, ontmoet my. Kom, deel met my U hart. Maak oop jou ore en luister, want God is hier en hy wil met jou wat hier sit, kom deel wat sy hart vir jou is. Hoor jy vir my?
So moenie, en ek herhaal, moenie as jy kwaad is vir iemand anders, hom of haar wil blameer, omdat jy nie vanoggend God se stem hoor. Dis net jou eie skuld. Sorry, né? So ek gaan vra dat Jacques na vore toe gekom, hy gaan vir ons kom gitaar speel, dalk bietjie sing, ek weet nie presies wat het hulle bespreek nie, maar ek los dit in sy bekwame hande vanoggend. Ek gaan vra dat al die kinders gaan inkom en by hulle ouers kom sit. En dan gaan ons jou nooi om vorentoe te kom. En soos ek sê, die van julle wat, as jy alleen op wil kom, jy is welkom om net alleen te kom. Maar die wat gesinne is, ek dink vanoggend met die gesinne 'n bietjie saam staan. So ek is bly. Dis kom ek ook gesê, want arme Maarten, hy sê soms sy vroukie kan doen nie, dit is kom gesê sy met hom kom vandag. Ek is baie gaaf. Ons moet, weet jy wat, ons moet so lief wees vir Jesus en vir God, dat hy in ons kan kom werk. Sodat hy dinge kan kom verander. God het ons eerste lief gehad. En daarom kan ek vanoggend met alle eerlikheid, opregtheid vanoggend sê, God wil vanoggend met jou deel. En weet jy wat? Hoor vir my. As jy wil huil, dan huil jy. Ek het tissues. So kan jy troos. As jy wil lag, dan lag jy. Want liewe Jesus hou daarvan as ons lag. Al wat ek hier vra is, moenie kwaad wees. Kom ontvang wat God vir jou